die Here regtig geen sonde ongestraf laat bly nie. Dit affronteer jy dalk tot daar een of ander radikale onreg teen jou gepleeg word. Dan wil 'n mens sien dat geregtigheid geskied. Goeiedag en welkom by Om die Woord en baie welkom ook vir Alistair en Teens wat saam met my gaan praat vandag. En vandag praat ons oor die 10de vraag en antwoord onder Sondag 4. En ek dink dit is gepas om net te lees, om so net te begin daarmee om die vraag en antwoord in ons gedagte te hê, soos wat ons bietjie gaan rondom het praat en bietjie vraag en vraag en beantwoord. Die vraag wat die Katekismus ons dan vra is, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? So net bietjie konteks. By ons vorige episodes het ons begin praat oor hoe God ons geskaap het, hoe ons in ons sonde geval het, deur Adam as ons verbondshoof, en dan is die vraag wat teen ons vra, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? En dan die antwoord wat die Katekismus gee, wat ons bely as gereformeerdes, is nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in tyd en in ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Baie mooi baie indrukwekkende aanhaling, mooi aanhaling tot en met toe, as ons dit nou gaan deurtrek en gaan bietjie praat daaroor. Want ons sien die genade van God in hierdie aanhaling baie duidelik as ons die hele Bybel as konteks neem. Maar om so aan te begin wil ek by julle hoor, hoekom wil God hierdie sonde straf? Wat openbaar dit van die Here? Wat openbaar dit oor die sonde en ook wat openbaar dit van ons as mense? Ek dink ons kan sien dat die Here volkome regverdig is. Dat hy geen sonde ongestraf laat bly nie. En ek moet sê, ek het nou al gesien hoe dit mense affronteer. Dat die Here regtig geen sonde ongestraf laat bly nie. Dit affronteer jou dalk tot daar een of ander radikale onreg teen jou gepleeg word. Dan wil 'n mens sien dat geregtigheid geskied. So ja, ek dink dit openbaar van die Here dat hy werklik volkome regverdig is. Die burgerlike owerhede van ons tyd sal dinge laat verbygaan, geweldige onregte laat verbygaan, maar die Here sal dit nie laat verbygaan nie. Ja, ek dink as 'n mens nou kyk hier, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly. As 'n mens teruggaan na Genesis toe, dan is die uitspraak van die Here baie duidelik nog in hierdie goeie en heilige toestand van Adam en Eva, nog dink ek voor Eva. Maar dan sê die Here vir Adam, van hierdie boom mag jy nie eet nie, en as jy daarvan eet, sal jy sterf. En ons kan sien dat dit is iets wat hulle geweet het, want met die versoeking deur die Satan het Eva oorspronklik in die eerste plek reg geantwoord en gesê nee, van al die bome mag ons eet behalwe die een. So dis iets wat hulle geweet het, hulle het bewus geweet. En om nou te sê dat die Here kan teruggaan op sy vonnis, dat 'n regter kan sê, maar jy gaan 10 jaar kry, dan gaan dit verkeerd wees as hy daai 10 jaar ewe skielik verander 100 jaar. Dit sou onreg gewees het of onregverdig gewees het, want sy vonnis was vir hierdie straf, hierdie oortreding, daardie straf. So vir die ongehoorsaamheid van Adam is die dood. En die Here kan nie in daardie sin onregverdig optree nie. En
die straf moet gebring word. En mens gaan later in baie mooi diepte daarna kyk, maar nee, dat die Here kan wel na die straf genade wys, maar dit vat nie die straf weg nie. Dis net iemand anders vat die straf dan. Maar die straf bly, die regverdigheid bly. Ja, inderdaad. Ja, die Here, so ons kan dan duidelik sien die Here wil en dan omdat hy regverdig is, moet die sonde straf. En dit is dan ook interessant om te sien dat daar nie net van ons erfsonde gepraat word nie, maar ook ons eie sonde, die sonde wat ons self doen. Is eintlik opvallend dat die twee onderskei word tussen mekaar. Dus albei is sonde, maar daar is 'n onderskeid tussen erfsonde en die sonde wat ons self doen. Hoekom dink julle is dit nodig vir die katekismes om 'n onderskeid te maak tussen die twee? Ja, ek dink, as mens dit so vinnig sê, ek dink dat ons hier kry is iets wat ons ook by vorige episode onderskei, erfskuld en erfsmet. Die sonde wat ons dan nou erf, daardie sonde skuld wat ons erf van Adam se tyd af, en dan die sonde wat ons self doen. En ek dink die Here haat albei, nee, nee, ek kan sy dood is verskriklik oor dit wat ons waarmee ons gebore is en dit wat ons dan van ons geboorte afgedoen het. Wat vir ons wys, nee, nee, dit is 'n verskriklike gedagte, nee, maar dat selfs kinders, nee, verdien hierdie verskriklike toorn van die Here. Hulle is in hulle self nie goed of onskuldig of in daardie sin eerlik nie, nee. Hulle is gebore met hierdie geweldige sonde. En daai geweldige sonde se bewys daarin is dat hulle ook dan nou net bydra met hulle eie sonde. Ja, ek dink iets om skus ja, Teet. Ja, ek dink net ook baie eenvoudig die katekismes het al die pad tot nou toe nog redelik bemoeid gewees met die erfsonde. En dat ons deel het in Adam van nature. So ek dink dalk het op kom daar nou spesifiek oor aktuele sondes gepraat word ook. Is dink ek dalk omdat daar tot op hede net op die erfsonde gefokus is. Ja, ek dink ek word herinner as ek aan dink aan glo julle ken ook vir hy Comfort Living Waters. Die manier hoe hy evangelisasie doen is hy wat die mense eers hulle sonde besef en dan vat hulle dan die genade toe wat hulle te vind het in Christus. En dit is nou interessant om te sien dat daar sommige mense is wat hulle glo nie, hulle sal sê hulle is sondig, maar hulle sien nie regtig enige probleem met hulle sonde nie. En so met die erfsonde wat ook aan hulle gekoppel is, het hulle daarin ook 'n straf wat op hulle wag. So hulle kan hulle eie sonde dalk verskoon, maar die erfsonde dien ook dan as 'n middel om te wys maar jy is skuldig, jy gaan gestraf word as gevolg van jou verbondshoof Adam. Jy het nog steeds deel aan die straf en ek dink jou sonde is geregtig of nie. So ja, ietsie wat my net opgeval het aangaande dit. Maar ons sien dan ook dat die straf is nie net op die oomblik nie. God se straf op die sonde is in tyd en in ewigheid. Nou, ons kan al vra, hoekom is dit 'n ewige straf op tydelike sonde? Dis 'n vraag wat ek al hoe meer en meer hoor by mense. En die antwoorde wat ek partykeer hoor van mense af is verskriklik, want dit kom neer op God is veranderlik, God se sonde, hulle dit voel asof die antwoord wat mense partykeer gee verminder die erns van die mense sonde teenoor die Here. So ja, enige insit wat jy dalk kan lewer daar. Die vraag oor hoekom 'n ewige straf vir 'n tydelike sonde, nee, is nou weer eens eintlik om die fokus weg van God af te verskuif na die mens toe. Nee, dis nou om eintlik die mens die sentrum van die heelal te maak. En wat 'n mens eintlik moet besef, nee, is dat hierdie sonde wat jy nou tydelik doen jy teenoor die almagtige, ewige God. Nee.
dit is vir jou dalk tydelik, maar sy heiligheid en sy ewige heerlikheid kan daardie sonde nie verdra nie. Dit moet verteer word, nee, en dit moet geoordeel word, dit moet gestraf word, en dit is waarom jy die ewigheid gebind kry aan die sonde. Nee, dit moet ewig gestraf word. Die mens kan nie die middelpunt in hierdie gesprek wees van, nee, ek het my uur gevat om te steel, en daarom moet ek net 'n uur se helfte smart ontvang nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Ja. Ja, baie belangrik wat Alistair sê, dit gaan nie oor wanneer jy die sonde doen of vir hoe lank jy dit doen nie, maar werklik teenoor wie jy dit doen. Dit is eintlik maar die slotsom. Ja. Nou, is interessant om dan, as jy dit apologeties gaan deurtrek, beteken dit ook nie dat jy geld kan betaal vir jou sondes, om jou sondes te laat verminder, of geld te kan betaal aan 'n priester sodat jou geliefde vir 'n korte tyd in die hel is of in die vagevuur is, so sommige mense kan glo nie. So ja. Ja, mens moet hierdie dwalings, nee, waar jy iemand kan se straf minder kan maak. Nee, nie net toeskryf aan die Romeinse kerk van die reformatiese tyd waar hulle geglo het in 'n tussen aarde en hemel is daar 'n vagevuur, en waarin jy die tyd in die vagevuur minder maak deur geld te betaal nie. Ons moet nie dink dat dit 'n geïsoleerde dwaling is van die reformatiese tyd nie. Nee, jy het vandag ook dwaalleraars wat gaan om vir mense te sê, maar hulle kan stukke erwe koop. Hulle kan erwe koop in die hemel. Nee, dit is nou 'n volgende vlak as die vagevuur. Dus jy nou koop ons al dele in die hemel. Dit is dwaling wat vandag rondgaan, en mense desperaat genoeg met genoeg vrees in hulle, mense regtig in 'n baie vatbare tyd van hulle lewe nee, word hierdeur manipuleer, nee, word hierdeur gegryp deur die Satan se leuns, en dan koop mense erwe in die hemel, en hulle is oortuig dit is so goed soos ja, hulle dink dit is werklik, dit is tragies. So die dwalings gaan nog steeds rond, en ons moet nie dink nee, wat so simpel onnoselhede nie, nee, maar eintlik die tragies dat hierdie mense so vatbaar is vir die Satan se leuen. Hulle nie die heerlikheid of dat hulle so deur die leuen gemanipuleer is dat hulle nie verby en deur dit kan sien en alleen die heerlikheid van Christus alleen kan sien nie. Nou. Ja, nee, dit is 'n baie hartseer ding eintlik, want hierdie mense wil ek speel op die mense gevoelens eerstens, maar hulle speel op die mense wat in die slegste posisie gewoonlik is met hulle finansies. Mense wat swaar kry, wat gewoonlik uitgebuit word deur hierdie mense wat dit doen. Ja. Maar ek wil nou ook vra vir julle, wat is die belang van die aanhaling van die vloek wat ons dan vind in die vraag? Ek sal die aanhaling vir ons lees. Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek vir die wet om dit te doen nie. Wat dink julle is die belang van hierdie aanhaling hierso spesifiek by vraag 10? En waar ander kan ons die belang van hierdie vloek raak sien in die Bybel? Ja, ek dink ding is mense net dink aan wat die teenoorgestelde van vloek is 'n seën, en die Here sê vervloek is elkeen wat in alles wat nie bly in alles wat in die boek van die wet geskryf is nie. Nee, vervloek is elkeen, 'n vloek ontvang elkeen wat ongehoorsaam is, wat die wet oortree, wat teen die heiligheid van die Here opstaan en in teenstand is. Nee, vervloek. Nee, as die mens dan nou uiteindelik al in Genesis 3 waar die Here hierdie vloek bring oor die mens. Nee, mens sien in Romeine die vloek wat nie net ons nie, maar ook die skepping dra. Nee, hierdie vloek nee is die kom ons sê die beskuldiging en oordeel van die Here oor die sonde wat voltrek
voltrek moet word. Nou Tens, ek weet nie of jy iets wil byvoeg nie. Ek dink dit hierdie gedeelte word ook aangehaal in Galasiërs 3, nê. Om daarmee aan te toon dat daar reg, as jy dink jy gaan voor die Here regverdig word deur wetsonderhouding, dan sê hierdie vers eintlik vir jou, onthou, vervloek is jy as jy nie bly by dit alles nie. Nee, jy kan nie, dis nie 'n kwessie van okay, ek het 51% van die wet gehou, nou kan ek rustig wees oor my saligheid nie. Die vloek is regtig, al die sonde moet gestraf word, selfs wat nie gaan gebeur nie, maar selfs al hou jy 99% van die wet in jou lewe, wat nooit sal gebeur nie, maar hipoteties is jy nog steeds met die helse vuur strafbaar vir die 1% wat jy nie gehou het nie. Ja, daar's nie 'n slaagsyfer vir wetsonderhouding nie. Dis of alles of niks. Ja. Maar as ek dit dan bietjie meer prakties vraag kan vra, wat beteken hierdie vraag dan prakties vir ons in ons lewens? Ons is die toon van God as gevolg van ons sondes, maar wat beteken dit dan vir ons? Wat is die praktiese implikasie wat dit dan vir ons in ons lewens het? Ja, as ek op net kan wegspring, die gelowiges wat nou na die katekismes toe kom en die troostboek lees, kan ook in hierdie vraag gewellige troos ontvang. Die vraag wat sê, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, as ons nou dink die ongehoorsaamheid is die oortreding van die wet, nee, die afgodedienaars. Afgode wat in ons eie land, in lande reg rond in die wêreld, nee, wat menseoffers bring, wat kinderoffers bring, nee, mense wat moord pleeg, mense wat persone aanval en martel, nee, daardie kom ons sê, ja, duidelike oortreding van die wet, nee, en die afval wat die mense in die wêreld sien, nee, die agteruitgang, die korrupsie, die leuns, die steel, al die goed, nee, kan 'n gelowige vra, nee, maar wat gaan die Here met hierdie goed maak? Nee, wat gaan hy met al hierdie onreg maak? Wat gaan hy met hierdie afval van die wêreld maak? En dan sê die katekismes van ons baie mooi, en dis 'n troos dink ek ook vir gelowiges in die katekismes, dat die Here gaan dit tot in ewigheid straf. Daar's nie een sonde wat die Here gaan oorsien nie. Daar's nie een oortreding wat hy gaan oorsien nie. Uiteindelik hy gaan hierdie sonde en almal wat dit doen, wat nie in Christus is nie, gaan vir ewig daarvoor lê. Ja, maar dankie julle. Ek dink dan volstaan ons by dit, volg ons by dit. Voordat ons dan gaan, as daar enige ander laaste opmerkings van die hele kant af. Maar wil ek baie dankie sê vir die kykers en die luisteraars, en baie dankie sê vir julle. En ons sal julle sien volgende keer. Dankie. Dankie.